Goeienaand en welkom by vandag se aandiens. Ek is opgewonde oor die woord wat nou gaan volg. Maar ek wil eers vir almal wat ingeteken het op hierdie kanaal 'n groot dankie sê. Julle likes en kommentaar maak 'n groot verskil om hierdie video's uit te kry na mense wat ons nog nie bereik het met die woord van God nie. Ons aanlyn gemeente groei elke maand met ongeveer 500 nuwe mense, omdat julle so help om die video's te share deur WhatsApps en ook op Facebook. So vandag, deel asseblief hierdie boodskap met vriende en familie, sodat ons saam elke Afrikaner kan bereik met die goeie nuus van Jesus Christus. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou hart aanraak en jou geloof versterk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek het vanaand nuus vir Sydney dat ons is nie klaar met Jakobus nie. Dit lyk vir my dat ons sal eers volgende week klaar maak, maar ons is nou vers 15 tot vers 18. Die aangrypende ding wat ons gesien het die afgelope maande in die sendbrief van Jakobus, die halfbroer van Jesus, is dat ek en jy kon baie duidelik sien al die bevele, die gebiedende taal. En soms het hy mens baie hard en baie reguit aangespreek. Ek weet nie of dit vir jou ook so gevoel het, asof hy's net ongenaakbaar, asof hy sny met die woorde so diep in 'n mens se hart en dit gryp net 'n mens aan. Want ek bedoel, as jy vergeet het, wanneer ons nou volgende week by die laaste gedeelte gaan kom, want ek wil volgende week praat oor jou familie en mense wat verlore is, want dis waaroor die laaste 2 tekste gaan, en om 'n siel te red wat op 'n dwaalweg is, die hoe, die wat en alles. Ons gaan volgende week daar kom, en dis ook hoe die boek eindig. Maar waar ons nou is, as 'n mens gaan kyk, om te dink dat 54 verse van die 108 is in die gebiedende. In ander woorde, die Here sê vir ons, hy vra ons om iets te doen nie, hy sê vir ons doen dit. En dit sal vanaand ook belangrik wees by hierdie geleentheid as ek en jy tot stilstand kan kom en sê, Here, wat sê U vir ons as dit kom oor gebed? Want hier staan van vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar 6 maande lang nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat spruit. Mag die Here sy woord seën. Die man wat hierdie woorde gespreek het, sy bynaam was mos nou weer wat? Kan jy onthou? Kameelknie. Hoekom? Omdat hy sy knie so deurgebid het in die tempel, veral by sy huis, maar hy was mos elke dag in die tempel besig om te bid, vir die volk te bid, vir die volk Israel in te tree en vir hulle te bid. En ek bedoel, hy het ook een van die hoofpastore geword by die kerk in Jerusalem, hierdie Jakobus. En hierdie man, wat sy lewe, 'n groot deel van sy lewe in gebed wy, hy leer vir ons hier oor gebed. En hy gebruik die voorbeeld van Elia, 'n mens net soos ons. Nou, vir Israel was Elia nie net enige mens nie. Inteendeel, hulle het na Elia gekyk as een van hulle grootste profete ooit, want ek bedoel al die wonderwerke wat hy gedoen het, en hulle het ook geglo dat op grond van Maleagi 4, Elia weer eendag terugkom na die wêreld toe. En dit is om die Messias aan die wêreld voor te hou, volgens die profeseë van Maleagi. So hulle het hierdie geweldige groot denke gehad
oor die man met die naam van Elia. Elia, die man wat toe nooit dood is nie. Die man wat nooit gesterf het nie. Wel nog nie. Sy dood is in die toekoms beplan in die Bybel in Openbaring hoofstuk 11. En so Jakobus kom en wanneer hy oor gebed praat, gebruik hy 'n Ou Testamentiese figuur. Daar was mos nog nie in sy tyd 'n Nuwe Testamentiese Bybel nie. So wat sou hy doen? As hy wil voorbeelde gebruik, sou hy heel waarskynlik mos teruggryp na die Ou Testamentiese geskrifte wat hy geken het. So ek wil met jou praat oor wat is die karaktertrekke van die mens wat die Here dan sal gebruik? Omdat hy gee 'n man se naam en hy sê ook vir ons hoe ons na die Here toe te behoort te gaan. Nou, terloops terwyl ek op dit is, wil ek net sê wat Elia betref, hulle almal wat die skrifte ken, hulle weet dat 1 Koning 17 vers 1 sê oor Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, hy kom daar uit die noorde uit, het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef. Hy sê, so waar as wat daar 'n God in die hemel is, die God van Israel, en dat hy leef, so waar as daar die God wat in die hemel is, ek sê vir jou, die koning, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Hy sê, so waar as wat daar 'n God in die hemel is wat lewe, daar sal geen dou of reën wees in die tyd om te kom, in die jare om te kom, tot ek bid en ek 'n woord spreek, sal dit nie gebeur nie. Wow. Wie kan so praat? Wie kan so praat? Nou, in Jakobus se gedeelte, wat ons so pas gelees het, wanneer hy met ons praat, wat vir my so aangrypend is, wat is dan die geestelike karakter van hierdie man gewees, as hy sulke uitsprake kan maak? En hoe bid so mens? En ek en jy kan maar net wonder, as ons na sy lewe gaan kyk. Die twee dinge wat vir my uitstaan, is wat hy sê oor gebed, en dan die illustrasie van die man wat hy gebruik oor gebed. Hy, in ander woorde, wanneer hy praat oor hoe daar gebid behoort te word. In ander woorde, as jy vir my vra, in hierdie gedeelte, in Jakobus is 'n man van gebed gewees. Hy sê vir ons, dat ware gebed, as jy daarna gaan kyk, is nie so seer wat ek en jy van die Here kan kry nie, en ek sal onthou, want hy sê julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Maar ek onthou, pastoor Pieter Hudson, wat nou nog steeds lewe, ou pastoor, hy het mos eendag vir my gevra, hoe dit gaan met my sendingprogram, en ek sê vir hom hoe die Here my seën, met ons uitreik in Afrika, en al die predikers wat opgelei word, en al die fietsse. Toe vra hy my, seën die Here jou, of doen jy wat die Here seën? En dit het my hele lewe net daar verander in 'n vliegtuig. Toe besef ek, is dit om te sê die Here het my geseën, dat ek dit kan doen, of is dit God seën die evangelie van sy seun, en as ek die evangelie van sy seun bevorder, dan vloei ek in die wil van God, en dan sal die Here mos voorsien, want hy voorsien mos nie vir my nie, hy voorsien vir die evangelie van sy seun. Die klem is mos nie by my nie, die klem is mos daar, waar? By die evangelie, by die goeie nuus van sy seun. In ander woorde, as ek iets doen, wat Christus Jesus bevorder, wat die seun van God se saak bevorder, dan vloei ek in die seëninge van die Here. En is ek in die seën van die Here. So dit gaan toe nooit oor, wat kan ek uitkry nie. Dit was vir my, en was jou pa gewees, en dit was in Engels sê ons, it's like a watershed moment. En ek sal nooit vergeet, ek het gesit aan die linkerkant van die vliegtuig, by die venster, en hy het langs my gesit. En hy het my die vraag gevra. En ek het daardie dag tot die ontnigtering gekom,
Ek hoef nie te stry en ek hoef nie te sukkel en ek hoef nie so te pleit by die Here om te voorsien vir wat ek in die predikers wil doen nie. Ek moet net in die geloof uitgaan en ek moet dit begin doen. Die Here sal die saak seën. Nou wil ek vir julle sê dat dit het gebeur en ek kan selfs die jaar onthou. Was in 2005. Dit was 20 jaar gelede. En in 20 jaar het ek nooit weer vir iemand gevra om vir my geld te gee vir sendingwerk nie. Never ask anybody. In 20 jaar. God het net gegee. Al die miljoene wat ons gekry het as 'n gemeente, in al die 38 lande in Afrika, 55 lande van die wêreld, wat hierdie gemeente kerkplanting gedoen het, waar daar vandag in 55 lande van die wêreld kerke bestaan vandag, as gevolg van die werk van hierdie gemeente. Een gemeente in die Kaap, hierdie gemeente hier in Parow, wat mense gegee deur die jare, en ander donateurs net bygekom het. En so wanneer dit kom by gebed, wat is jou uitgangspunt? Wat verstaan jy en wat verstaan jy nie? So as dit gaan oor God se wil, God se saak, die koninkryk van sy seun, dan gaan die Here dit mos seën. As dit nie gaan oor my nie, en my eer en my heerlikheid en my roem, maar dit gaan oor hom. It's life changing. By all accounts, as jy dit eers verstaan, en dit gaan oor hom, gaan werklik oor hom, en jy gee aandag aan daai saak, Jesus se saak, dan verander dinge. Vir my het dit my hele lewe verander, hoe ek gedink het, as dit kom by geld en die koninkryk. En ek het nooit weer 'n probleem gehad, die afgelope 20 jaar, om enigsins my te bekommer oor finansies in God se koninkryk. God het nog altyd voorsien. Ek kan dit met 'n ruim hart sê. Ek kan dit met alle eerlikheid sê. Ek kan vir julle werklik waar sê, ek het nooit ooit weer nodig gehad van daai dag af, om selfs vir die gemeente te sê, julle moet geld gee, terwille van as jy nie gee nie, dan kan ons nie die ligte betaal of dinge doen nie. I never ever in my life had for one moment to look back. Het was vir my 'n light bulb moment in my lewe. Dat net iets in my gees gebeur daai dag. Toe besef ek, as ek werk vanuit die premis, en dit is Here, dis u saak waarmee ek besig is, ek gaan doen wat u vir my vra om te doen, en u sal voorsien. En hy het dit gedoen, tot op hierdie dag. Ek kan nou vir jou ruim sê, dit is 20 jaar. Nou is die vraag, as dit kom by bid, hoe bid ons? Nou hier sê hy, hoe bid jy? Nou hier is dit. Hy sê, in vers 15, die gebed van die geloof. Jy kan nie met ongeloof by God kom sukkel nie. Want die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 6, dat jy kan alleenlik by God iets ontvang deur die geloof. Die manier hoe God se hand in die hemel in beweging kom, is wanneer daar geloof is. As daar nie geloof is nie, gaan God se hand nie in beweging kom nie. Jy sal ook onthou, Jesus het altyd, as iemand iets vergaar het, van hom gevra het, glo jy ek kan dit doen? Herhaaldelik. In Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Jesus het altyd vir iemand gesê, glo jy? Hoekom sê hy glo jy? Want dit is God se manier hoe jy ontvang. Daar is nie 'n ander manier om te ontvang nie. Glo jy? Glo jy werklik? So die gebed van die geloof. Die tweede aspek in vers 16 is, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar die vurige gebed. Dis nie dooie gebed nie. Die hart is in dit. Daar's 'n passie. Dit brand. Die vurige gebed. Daai hart van daai persoon is aan die brand. Dis nie 'n dooie hart nie. Dis nie 'n emosielose hart nie. Dis nie maar net sommer so liekraak wat iemand iets bid en as die Here gee en as hy nie gee nie, dan gee hy nie en dan help ek myself. Nee. Niks aan my uit te waai nie.
Vurige gebed is iemand wat hom werklik op God verlaat en ernstig bid, want vers 17 sê, en Elia het ernstig gebid. So daar's die gebed van die geloof, daar is vurige gebed, en daar is ernstige gebed. Dis nie sommer maar net, ons sê net 'n ou gebedjie op nie. Ek wil vir julle sê, dat het een keer in my lewe gebeur, waar iemand vir my gebid het, sonder myns insiens, enige geloof, enige passie. Hy het maar net gedoen uit verpligting. Hy het aan my huis gekom, hierso, toe my huisie boek aan die kerk was 'n kerkraadslid, ek gaan nie sy naam noem nie, hy lewe nog, so ek wil hom nie 'n verleentheid stel nie. Hy het aan my huis gekom, ek was dodelik siek, hulle het gedink ek het Ebola opgetel in die Kongo, tussen die pygmees met sending werk, en ek het nie geglo dis Ebola nie, maar ek was verskriklik siek aan malaria, en so toe ek land, terug in Suid-Afrika, uit die Kongo uit die reënwoude uit, waar ons vir duisende mense, 11.000 mense in groot crusades het ek gepreek, en ek het fietsse gegee aan pastore met die hartkaart en alles, en toe ek terugkom, toe raak ek siek op die vliegtuig, en toe ons land, toe is ek koorsig, en ek is hier in my bed, en ek is verskriklik koorsig, en ek weet ek het malaria gekry nie, en Dr. Ralph Hamman, en hy lewe vandag nog, en baie van julle ken hom, van Louis Laapold, nie meer, hy het nou afgetree 3 jaar terug, en ek het gister weer gekyk na waar hy kuier nou in Thailand, en in elk geval, so my ou vriend, Dr. Ralph, hy sê vir my, Raymond, hy's 'n GP daar, hy sê vir my, wanneer jou koors piek, dan wil ek hê, jy moet inkom, dan trek jou bloed dag of nag by die hospitaal, dat ons net kan sien wat se tipe malaria het jy gekry, want ek is bekommerd, net wat jy Ebola gekry. En ek is like, man, moet nou nie sulke nonsens praat nie, maar in elk geval, okay. Nou gee hulle nie vir medikasie nie, ek het Nivacon en Peladrin gedrink, voordat ek gegaan het, niks gehelp nie, lyk dit vir my, in elk geval. So hier is ek, maar nou het ek so koors, nou lê ek in die bed, en die sweet tap my af, en ek lê so 'n ruk in die bed van die koors, en ek dog, wel, op 'n stadium dink ek, dis beter om dood te gaan, sal eintlik goed wees om dood te gaan, soos wat ek voel. Ek weet nie of jy al ooit so siek was, dat jy eintlik wens jy gaan dood. Sal eintlik 'n baie goeie ding wees as jy kan doodgaan. Want dis hoe ek gevoel het op daai stadium. En dan sê die vrou, nee man, nou moet ons hospitaal toe, en ek is like, jy seker laf, ek kan nie eens uit die bed uit, hoe moet ek in die hospitaal kom? It ain't gonna happen, dit gaan nie gebeur nie. Ek sê, dan moet ek maar lewe tot as die Here my spaar tot die son opkom, dan moet ons maar gaan. En die son kom op, toe voel ek nou so klein bietjie beter, en toe begin die koors my nou weer pak. Nou lê ek daar, het ek 'n kombers op my, o nee, hier lê die deurklokkie. Hier staan meneer die kerkraadslid by my deur. En hy sê, ons hoor ons pastor is siek. Dis die woorde wat hy gebruik het met my vrou. Hy sê, ek het net kom hoor, hoe gaan dit? En nou sê die vrou, ek sê, moet hom in die kamer bring, ek sal studeerkamer toe gaan. Maar ek bewe so, kan nie loop, maar het ek my toe met 'n kombers, nou stap ons. Kom ons daar in my studeerkamer, nou sit ek daar, maar ek sit so, en ek praat so met hom, en ek krik so van die koors, en ek dog, as hy net nie kan wegkom, nou wil hy kom sit en praat. En nou sit hy, my broer, en hy sit ons so, en ek sit so, en ek skit so van die koors, en hy's like, so pastor was nou daar in die bosse, daar in die woude, in die Kongos, ja. En hy's like, en siek geword, ek sê, ja, Dr. Ralph sê, hulle tipe malaria of iets gekry, anyway. En hy sê, maar kan ek nie maar vir die pastor ou gebedjie doen nie? En ek is like, ja, jy kan vir my bid, is reg. Maar hy weet nie hoe ek is so siek soos 'n hond. Ek weet nie waar kom die spreekwoord van, siek soos 'n hond. Ek weet nie seker omdat hy daar loop en dan formeer hy. In elk geval, maar ek is so siek. Nou hier sê ek, en ek sit so en skit, en hy sê vir my, ek sal pastor bid, en ek dink, ai Here, as iemand tog net met 'n hart vir my sal bid, maar nou staan ek op nogal, en ek loop tot so, en hy sê, Vader, in die naam van Jesus, en hy trek af weg, en hy bid, maar ek kan hoor, hy bid maar net, want hy wil vir my bid, en hy wil wegkom, ek kan in my gees, maar op daai oomblik, voel ek, hoe vloei alles uit my uit, en ek gooi die kombers af, en ek gryp hom, ek sê, ek is gesond, en hy sê, ag pastor, wil nie grappies maak nie.
ek dog ek klap hom, en dit is so dubbeldeur. Ek dog as ek hom klap, is dit glas en dubbeldeur. Ek kan mos nou nie dit doen nie. Ek is gesond. En ek skud hom, ek sê, ek is gesond. En hy's like, pastor. Toe dink ek sê vir hom, jy het eers met die hart gebid wat jy moes bid nie. Nou raak ek kwaad. Ek wil, nou ek is nou alright. Jy weet, en ek is like, jy het eers gebid met 'n hart vir my nie, man. Ek sê, God weet hoe siek was ek. Ek het tot die Here geroep toe jy bid, en God het gehoor, ek is gesond. En ek is gesond tot vandag toe, nooit weer malaria gekry. To this day. Alle eer aan die Here. Ek het nooit ooit weer in my lewe, ek gebruik geen malaria tablet nie, maak nie waar ek in die wêreld gaan nie, en ek probeer nie onverskillig wees nie, en ek sê, weet jy wat, ons beweeg so baie in Afrika, ek kan nie die hele tyd malaria tablette wees nie, so, weet jy wat, as ek voel ek sal siek raak, dan sal ek gaan doen wat ek moet doen, en dan sal ek na die dokter toe gaan, en dan kan hulle vir my, kyk wat gaan aan, en dan vir my die pille gee, en dat ek kan gesond word van malaria, as ek dit kry. So, veral mense wat baie in malaria gebiede bly, kan nie die hele tyd op die medikasie bly nie, want dan gaan dit ander probleme vir jou gee. So wat ek wil sê is, ek het daar gestaan, hy het geen vuur in sy hart gehad, die broer nie, en God seën hom, en ek is lief vir hom, en ek het hom al vergewe vir baie dinge, maar hier is die ding, ek het ernstig voor God gestaan, en ek het geglo, as die Here my net kan aanraak, sal ek gesond wees. En hy het. Die gebed van die geloof, vurige gebed, ernstige gebed. So dit blyk toe vir my, dis nie altyd so die persoon wat vir jou bid nie, maar het ook met jou te doen. Waar is jou hart? Verlaat jy jou net op hom, of is dit jy wat jou hart na God toe ook oplig? Nou ek kan verstaan as iemand dood is, en ek weet in China van my kollegas wat vir mense gebid het, dood het opgestaan het, daai wat in die dood daar lê, hy kan nie glo nie, ek bedoel, hy is dood, right? So, wanneer die werking van kragte gebeur in die gebed van geloof, en die dooie word opgewek, is dit die persoon wat gebid het. Wel, jy sien, hier is die ding. Die Bybel sê, daar's nog 'n element van gebed. Dis nie net gebed van die geloof nie. Dis nie net vurige gebed nie. Dis nie net ernstige gebed nie. Jy moet aanhou met lees. Kyk wat sê die volgende vers. Die volgende vers sê, en hy het weer gebid. En weer. En weer, en weer, en weer, en weer, en weer. Hy het 7 keer gebid. Toe sê sy dienaar, daar kom 'n wolkie so groot soos 'n man se hand uit die weste oor die Middellandse See. Hy sê, daar sy, kom by Agab, sê vir hom, span jou perde in. Die reën kom, en binne oomblikke toe is die lug gevul met donker wolke, en die gees van God kom oor Elia, en hy hardloop onder al die perde van Agab uit. Hy hardloop vir die perde weg. Toe perde. So wat het gebeur? Gebed van die geloof, vurige gebed, ernstige gebed, weer gebid. Is dit waar die probleem partykeer lê? Jy het 1 keer gebid, jy het 2 keer gebid, jy het 3 keer gebid, die Here het nie geantwoord nie, en jy laat los. Miskien moes jy nog net 1 keer gebid het. Maar ek het 4 keer gebid. Wat van 5 keer? As Elia 7 keer kon gebid het, wat's fout met jou? Ons dink, as die Here eerst of die 2de keer geantwoord nie, die antwoord is nee. Really? Elia het dit nie geglo nie. Want ek lees in 1 Konings hoofstuk 18, vers 1, en 'n geruime tyd daarna die woord van die Here in die 3de jaar. In die 3de jaar, né? Dit is nou al 3,5 jaar, né? Tot Elia kom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. God sê, Elia, it's time. Die aarde dou nodig. En het weer begin reën. Kry vir Agab in die hande. Ons almal ken die storie.
Gaan lees 1 Konings 17 en Konings 18. Gaan kyk wat het gebeur. So, wat verwag die Here van my? Ek sal jou sê wat verwag God van my. Romeine 12 vers 1 sê, vir die kind van die Here, jy moet jou liggaam stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Ander woorde, die minste wat jy kan doen, gee vir God jou liggaam. Dis die minste wat jy kan doen. Dit is jou redelike godsdiens. Gee vir die Here jou liggaam. Gee dit in gebed. Gee dit in toewyding. Gee dit vir sy seun. Jy sê vir jou liggaam op 'n Sondagoggend, klim uit die bed uit. Boetie, kom in die stort. Klim in die bad. Maak jou mooi. Kry jou reg. Want ek vat jou kerk toe. Jy gaan kerk toe. Jy gaan bietjie die Here loof en prys. Want jou liggaam sê ek is moeg. Ek werk hard, ek wil bietjie rus. Jy voel hom sê, ja, jy het al die goed gedoen wat jy wou. Gaan loof die Here, steek bietjie jou hande op, prys die Here. Kom staan en sing bietjie vir die koning. Kom maak musiek vir die Here en kom dien die Here. Gee jou liggaam vir die Here. Want as dit kom by my toewyding aan die Here, as jy vir my vra, volgens die Nuwe Testament, ek bedoel, die Bybel sê alle gelowiges behoort aan Christus. Nou, ek aan Christus behoort. En ek wil lewe soos wat Jakobus sê ek behoort te lewe. Wat ons nou gehoor het die afgelope paar maande, oor baie dinge wat hy gesê het. Want hy het ons nou 54 bevele gegee. Ek wonder of iemand eendag moet gaan sit en elkeen van die 54 identifiseer, een vir een, hulle almal in 'n ry neerskryf. Sal jy op jou rug val as jy moet sien wat daar staan? Ek en jy sal verbaas staan. Maar daar's ten minste 4 dinge wat ek kan doen vir God. 1, ek gee my oor aan die Here Jesus Christus. Ek gee hom my liggaam, ek gee hom my gees, ek gee hom my hart, ek gee hom my verstand, ek gee hom my lewe. Dis die eerste ding. Ek gee my as 'n oorgawe aan Jesus Christus. Die tweede ding is 'n oorgawe aan die woord van God. Dis sy woord. Ek gee my vir sy woord. Die derde, 'n oorgawe aan die wil van God. Sy woord en sy wil. En vierdens, 'n oorgawe aan die werk van die Here. Dit is eintlik maklik om te onthou die 3 W's. Die wil van God, die woord van God en die werk van God. So as ek my so vir die Here gee, dan sal ek mos wanneer ek bid, mos soos 'n Elia na die Here toe kan kom, want ek het dan nou alles vir hom gegee. Sy woord, sy wil, sy seën vir sy werk, dan kan ek mos met 'n vrymoedige hart na die Here toe kom. En die Bybel sê, Elia was 'n mens net soos ons. Net soos ek en jy. Maar hoor die ding, en ten slotte moet jy mooi luister, sy gebed het die gang van die natuur verander. 3,5 jaar geen dou.
3,5 jaar geen reën. Dis nie normaal nie. Dis nie net 'n droogte nie. Daar's nie dou nie. As iemand dink, ag, dis maar net 'n droogte in die land. Daar's nie eers dou nie. Wat beteken God het alles weggevat? Geen riviere wat loop nie. Die damme is leeg. Reentyd is weg. As gevolg van een man wat gebid het. Een man wat gebid het. En 3,5 jaar later, toe die Here vir hom sê, hoor jy Elia, tyd is op. Toe bid hy weer. Nou, as gebed die gang van die natuur kan verander, kan gebed lewensomstandighede ook verander. Dit sien ons baie in die Bybel gebeur. En gebed kan ons verander. En mense verander. Want God antwoord gebed. Andersins, waarom het Jesus gesê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. As dit nie waar is nie, hoekom het hy gesê ons moet bid? So ek wil vir julle sê, dan het ek en jy 'n staande uitnodiging van die Here. Bid, soek en klop. En as jy dit kan doen met geloof, met 'n vurige hart, ernstige gebed, en weer tot God antwoord. Wanneer hy finaal sê, ek gee dit vir jou, of ek gaan dit nie vir jou gee nie, en dis my rede hoekom jy dit nie kry nie, of ek gaan nie jou rede gee nie, maar dis my antwoord. Ja en nee is albei antwoord, right? Soms moet jy hoor nee. Ek wil die eerste een wees om te sê van alle mense, as ek moet sê dat as die Here elke gebed wat ek in my lewe gebid het beantwoord, is ek in groot moeilikheid. Ek is maar baie dankbaar in retrospek vandag, as ek terugkyk, dat daar 'n klomp gebede is wat die Here nooit beantwoord het nie. Want ek het dit gebid in een of ander euforie van toe ek in 'n toestand oor iets was, en dan dink jy baie keer, dit is die antwoord, dan kom jy agter die Here te baie beter antwoord. So my vriend, ons het nog net een boodskap van Jakobus. Maar ek vertrou dat hierdie boodskap jou sal bybly, want jou pa het ook 'n hand daarin gehad, sit nie. Toe hy vir my gesê het, seën die Here jou, of doen jy wat die Here seën? Waar is jy? Gaan dit net oor jou? Of gaan dit oor sy seën? Jy sien, want gebed, en ek wil hiermee sluit, sy fokus uiteindelik, gaan eerstens en alles oorheersend, toe nooit oor my gemak, en my voorsiening nie, maar op die einde van die dag, oor die verheerliking van die Seun van God. Want my vervolging, terugslag, teleurstellings in die lewe, word ook omskep in sy verheerliking. Want hoe kan jy praat van, ek het oorwinning gekry, as daar nooit 'n stryd was nie? Dan moes mos eers 'n stryd wees. Anders kan jy mos nie praat van oorwinning nie. Dit blyk toe vir my, dat as ons Jesus as die fokus van ons gebedslewe hou, dat die Here baie meer gereedelik sal wees om ons gebede te verhoor. Want Jesus het my geleer, ek moet bid, Onse Vader wat in die hemele woon, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel,
net so ook op die aarde. Dit beteken sy wil word nie in die hemel weerstaan nie. Dit is volkome. Mense op die aarde weerstaan sy wil. Kom ons weerstaan nie sy wil nie. Laat u wil geskied. Vader, ons wil sê soos Jesus ons geleer het, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, leer ons en gee dat ons eie begeertes nie die boetoon sal voer, nie die alles oorheersende faktor sal wees in ons gebedslewe, maar die eer, die heerlikheid, die majesteit, die verheerliking en die glorie van u seun Jesus. Gee Here dat dit ons fokus sal wees. Dankie vir 'n Jakobus wat ons geleer het oor gebed van die geloof. Vurige gebed, ernstige gebed, en dat ons kan maar weer en weer en weer en weer bid, aanhoudend roep, soos wat Jesus ons geleer het in Lukas 18, oor die vrou wat gedurig gekom het en sê, doen reg aan my. En u sê, 'n mens behoort gedurig te bid en nie moedeloos te word nie. Dit het u tog self gesê, Jesus. U het dit gesê. Julle moet gedurig bid en moenie moedeloos word. Ons vertrou u, Here. Here, dankie vir die staande uitnodiging. Bid en daar sal vir jou gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Vader, ek wil bid dat mense wat nou luister, wat hier sit en sê, Here, ek het hierdie saak, hierdie ding wat my so hinder, wat ek u voor vertrou in my lewe, dat u tog sal antwoord tot verheerliking van u seun, sodat ek u kan heerlikheid gee vir die uitkomste en vir die voorsiening. Dankie, Here, dat ons weer en weer en weer na u toe kan kom in die lieflike naam, die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja toe, mag die seën van die Here op jou rus.